Nou, hartlike goeiemôre vriende, ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons is die Here dankbaar dat hy 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het en die gebed van my hart is dat ons ook in hierdie dag sal vas staan in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Jy moet onthou ons beleef 'n stryd op hierdie aarde. Die apostel Paulus sê ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig en ek het die geloof behou. Daarom is dit 'n goeie stryd. Ons begewe onsself in hierdie stryd en die Here is deur sy Gees getrou om ons meer as oorwinnaars te maak. Daarom vra ek u dat u sal vas staan in hierdie vryheid en dat u werklik die oë gefestig sal hou op Jesus, die leidsman en volëinder van jou geloof. Jy moet onthou dat Christus alreeds hierdie pad bewandel het. Hy het alreeds die weg vir ons gebaan en hy sê vir ons dat ons na hom kan kyk en in sy voetstappe kan wandel. En wat 'n groot troos en versekering dat die Here Jesus alreeds vir ons die weg gebaan het. Nou vriende, ons gaan vanmôre 'n vraag beantwoord wat aan my kant toe gekom het oor die gedagte: wat is die onuitblusselike vuur waarvan die Bybel praat? Nou daar is baie verwysings in die Bybel na hierdie saak en ek gaan 'n paar verse vir u lees en dan gaan ons vanmôre so 'n bietjie kyk na hierdie gedagte van wat is die onuitblusselike vuur waarvan die Bybel praat. Die Here Jesus is besig om te preek en daar in Markus 9 lees ons hierdie verse van vers 43 en as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan as om 2 hande te hê en in die hel te gaan in die onuitblusselike vuur waar die wurm nie sterf nie en waar die vuur nie uitgeblus word nie. Vers 45 sê, en as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om krepeel die lewe in te gaan as om 2 voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitblusselike vuur waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met 1 oog die koninkryk van God in te gaan as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Nou vriende, as ons hierdie gedeelte lees en baie ander gedeeltes wat soortgelyk is, dan is dit eintlik baie vir ons westerse mense om in te neem, veral op ons nugter maag, want u sien hierdie paar verse, as ons dit saam lees met die ander verse wat oor hierdie saak handel, is eintlik baie vir ons sisteem om te hanteer. Waarom? Omdat ons 'n tyd beleef waar die westerse mens nie meer regtig dink aan 'n plek soos 'n onuitblusselike vuur, of dan die poel van vuur, of dan die hel, soos dit bekend staan nie. Maar tog, vriende, draai die Here geen doekies om nie. En hy kom en hy gee vir ons baie duidelike en baie sterk gedagtes rondom hierdie onuitblusselike vuur. En hy bring dit baie duidelik in verband met hulle wat op aarde nie hulle lewe gerig het en ingerig het om God te verheerlik nie. Net so 'n paar interessante statistieke. Die Here het baie meer oor die hel gepraat as oor die hemel. Dit wil vir ons baie sê van Jesus se leringe terwyl hy op aarde was. Mense praat altyd van Jesus as hierdie liefdevolle en beeld hom uit as hierdie sagte man met die lang bruin hare en die sagte gesig en die wit kleed. Maar luister, Jesus, vriende, was 'n prediker van geregtigheid. En die geregtigheid van God word geopenbaar in Christus. En hy sê vir ons baie duidelik, daar is 'n plek soos 'n onuitblusselike vuur. Die Bybel praat van die poel van vuur of dan die hel. Baie interessant is 95% van die verwysings na die hel of die poel van vuur of die onuitblusselike vuur in die Bybel word deur Jesus self gemaak. Dit wil vir ons baie sê van Jesus se leringe. U sien, as hierdie ewige God wat mens kom word het, vir ons hierdie waarheid deurkommunikeer in die woord, moet ek en jy regop sit en luister, moet ons die oor draai en hoor. Want u sien, die Here, wat die alwetende, almagtige, alomteenwoordige God is, wat in tyd ingekom het, kom na die mensdom en hy gee 'n boodskap vir hulle en sê, luister, kry 'n toekomsvisie, waarheen is jy en ek op pad? Daar is een van 2 plekke, die heerlikheid van die Here, wat hy voorberei het vir sy kinders, saam met hom vir ewig en altyd, en aan die ander kant, die onuitblusselike vuur, die poel van vuur, die hel, soos die Bybel daarna verwys. Nou vriende, hoekom sal die Here daarna verwys en wat se simboliek gebruik hy om hierdie ding vir ons deur te kommunikeer? Want u sien, baie keer sê mense, maar die Here het net sekere simbole gebruik en as dit so is, vriende, dis goed, want deur die simbole wat die Here gebruik, kom lê hy klem op iets wat die mense in daardie tyd verstaan het en waarteen hulle gewaarsku was. En kom ons kyk gou vinnig na wat die Here hier gedoen het. In die tyd van die Here Jesus, net buite Jerusalem, was daar 'n vullishoop gewees. Dit het bekend gestaan as Gehenna.
Nou Gehenna was hierdie vullishoop waar al die mense hulle vuilgoed gebring het en daar was selfs diere wat gesterf het en verskillende dinge wat daar gelê het en daar vriende het die vuur aanhoudend gebrand, dag en nag. Die rook het aanhoudend opgegaan en die wurm het nooit gesterf nie. En die Here gebruik hierdie beeld of hierdie simbool om vir mense te sê, luister, daar gaan aan die einde van tyd so 'n plek wees, vir hulle wat God verwerp het, God se waarheid ongehoorsaam was, wat die vlees bly dien het en die sonde bly dien het, en hierdie plek is 'n plek van onuitblusselike vuur. Nou in die westerse wêreld, vriende, wil mense nie hierdie ding nie hoor nie. Ons glo ons is so geleerd en so ver gevorderd dat ons nie meer aan so antieke ding kan glo soos die onuitblusselike vuur of die poel van vuur of dan die hel nie. Maar ek wil vir u sê die Bybel is baie duidelik daaroor en uitgesproke daaroor. In Openbaring 20 vers 15 verwys die Here na die poel van vuur. In Openbaring 21 vers 8 praat die Here van die tweede dood, wat dan verwys na hierdie plek waar ons vir ewig, as jy die Here nie ken nie, sal wees en vir ewig sal sterwe. Dink aan die sterwingsuur en hoe jy vir ewig sal sterwe in hierdie plek, die onuitblusselike vuur. Matteus 8:12, die plek van buiteste duisternis. Matteus 25:41 praat van die ewige vuur. Matteus 25:46 van die ewige straf. 2 Tessalonisense 1 vers 9, die ewige verderf. Matteus 3 vers 12, die onuitblusselike vuur. Hebreërs 10:27 praat van die vuurgloed en Matteus 5:22 van die helse vuur. En vriende, hierdie woorde en hierdie gedagtes en hierdie idee wat die Here vir ons wil skep van hierdie plek waar die ongeredde sal wees, is eintlik vreesaanjaend. En ek dink dis goed dat dit so is. Want u sien dat ons nie sal speel met ons ewige siele nie. Mense spandeer meer tyd, vriende, aan hulle sport en aan hulle troeteldiere en aan hulle stokpertjies en aan hulle werk as aan enige iets anderste. Hulle dink nie aan hulle siele nie. Hulle dink nie aan die dag van oordeel nie. Hulle dink nie aan die dag waar hulle voor God gaan staan om rekenskap te gee van hulle lewe nie. En tog is die Bybel baie duidelik daaroor dat hierdie onuitblusselike vuur deel sal wees van die ongeredde aan die einde van tyd. En nou vra mense vir my, hoe gaan dit werk? En ek sê dikwels vir mense, luister, ek weet nie hoe alles gaan werk nie. Maar as God iets sê, dan is die argument oor en verby. Ek redeneer nie met God nie, ek stry nie met God nie, ek bevraagteken hom nie, ek is nie sy gelyke nie, ek is nie sterker as hy nie, en luister vriende, daar gaan 'n dag aanbreek, dat ons elkeen voor hom gaan staan, om rekenskap voor hom te gee. Daarom is dit so belangrik, dat ons hierdie saak sal raak sien. Ek lees vir 'n paar verse, en dan sluit ons hierdie gedagte af. Openbaring 20 vers 10, daar staan, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. En net die volgende vers praat van die groot wit troon, en Christus het daarop gesit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En die dode, klein en groot, is voor God gestaan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En die Bybel sê die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as iemand bevind is dat hy nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Jy sien, hierdie plek is waar die duiwel en die engele van die duiwel en die valse profete en almal sal wees. Hulle sal dag en nag gepynig word, en dit sal ook die plek wees van elkeen wat nie opgeskryf was in die boek van die lewe van die lam nie. Vriende, hierdie is ernstige sake. En daarom moet ons vanmôre daarna kyk. En daarom pleit ek by u dat u nie met u siel sal speel nie. As jy vanmôre vasgevang is in sonde, is daar vir jou een raad. Daar is een oplossing. Daar is een oplosser. En dit is vlug na die Here Jesus Christus. Daar die pragtige lied sê dat sy bloed verlos uit Satans mag. Sy bloed maak slawe vry. Die grootste sondaar maak hy vry. Sy bloed verlos ook my. Vriende, daar is legio getuienisse van mense wat in sonde vasgevang is, wat in boosheid vasgevang was, en deur God se genade en die instaatstellende krag van sy Heilige Gees, met die prediking van die woord en die bewuswording van sonde en die gewete wat roep, en het hierdie mense op hulle knieë geval en geroep om genade. En die Bybel sê vir ons dat die Here hulle gered het. Eens was daar duisternis, nou is daar lig in die Here. Wandel dan soos kinders van die lig. Ek vra jou vanmôre, is jy 'n kind van die Here?
Is jy vanmôre weergebore? Ek sluit af met die woorde van Jesaja 1 vers 18 tot 20. Daar staan: kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. My pleidooi vanmôre is dat u die saak met die Here sal uitmaak. Wat 'n saak? Die saak van sonde. Ons almal is sondaars gebore. Ons almal is rebelle. Ons almal, vriende, is verwyderd van God se koninkryk. Hoe godsdienstig ons ook al groot geword het, ons het nodig om te bely ons is sondaars. Ons kan onsself nie red nie. Daar is 'n redder buite onsself, die Here Jesus Christus, God wat mens kom word het, wat 'n sondelose lewe gelei het, wat hierdie eenmalige volmaakte dood gesterf het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En as jy uitgeroep het om genade, en die Here het u siel gered, vriende, soek 'n plek waar u geestelik kan groei. Staan vas in die vryheid. Moenie 'n slaaf van sonde word nie. Mag die Here ons genade gee en mag ons dan lewe om hierdie boodskap te verkondig. As ons weergebore is, om ander te waarsku, en as ons die Here nog nie ken nie, om nou hier wel aangename tyd van God se genade raak te sien en dan te pleit vir redding en verlossing deur die bloed van die lam. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.